Baie welkom by die Bron se Potgooi, jou bron van inspirasie. Daar is hy. So vandag is die eerste keer, behalwe in die agterdiens, ek dink in 15 jaar wat al 4 van ons tegelijk op stage is en saam gaan preek. So het julle tyd tot 8 uur vanaand. So ons wil net kortliks elkeen ietsie deel rondom waar ons vandaan kom en waartoe ons op pad is. Nou, soos julle seker al gesien het, is ons missieskrif 1 Thessalonicense 2 vers 13 wat sê: verder sal ons God aanhou dank dat julle sy woord wat julle by ons gehoor het aangeneem het, nie as mense woorde nie, maar soos dit werklik is as God se woord. En die woord is aan die werk in julle wat glo. En vandaar ons lese wat julle nou al seker gesien het, hopelik, of nog baie gaan sien, ontvang, glo en verander. Ontvang die woord, glo die woord en word verander deur die woord. Nou die basis en middelpunt van die bron was nog altyd Jesus en om daagliks te verander om meer soos hom te word. Dit is waarna ons strewe. So wanneer ons vandag terugkyk oor die afgelope 15 jaar, weet ons weet eerstens, en ek weet, almal van julle weet ook, nie van ons kan dit uit ons eie krag doen nie, net hy kan dit doen, die Heilige Gees in ons, maar hy gebruik ook sy liggaam. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, 'n mens kan Christus vergelyk met 'n menslike liggaam. Daar is net een liggaam, maar die een liggaam het baie dele, en dan sê vers 27, en julle as Christene is saam die liggaam van Christus. So daarom wil ons opreg dankie sê uit ons hart vanaf ons as leierskap vir elke liggaamsdeel wat deel was van ons reis die afgelope 15 jaar. So eerstens wil ons dankie sê vir ons direksie, ons waardeer julle, maar met 'n baie spesiale dankie aan Anton en Felicity en die hele span wat onder hom werk. Anton, jy weet en ons weet, ons sal hierdie sonder jou kon doen nie. So baie dankie. En dan ons sê baie dankie aan ons personeel, ons staf wat baie hard werk en altyd die regte gesindheid wys, elke volunteer en elke bediening wat so baie van julle tyd en passie gee, elke bronlid wat bygedra het op watse manier ook al, finansieel of op ander maniere, en dan elkeen wat die bron hulle tuis te noem, al is jy nog nie lid nie. Dan ook ons aanlyn en sosiale media gemeenskap, baie dankie, ons het gemeentelede in Pretoria, Rikkie, hallo, daar is 'n hele klompie oral oor die land wat kyk, wat deel is van ons gemeente. En dan wil ons dankie sê aan elkeen van julle wat deel is van ons Pay It Forward kruisie projek. Nou Sandy en ons gemeente maak nou al vir 'n jaar lank kruisies en dan sit jy dit daarvoor en dit is so lekker want jy kan vir jou 'n mooi enetjie gaan kies. Maar ons weet mos nou die idee daarvan is om dit te gaan uitdeel en om evangelie te verkondig. En ek wil vir julle kort getuienis deel, maar eers net vir julle laat weet, daar is nou al 10.354 kruisies gedeel in die afgelope jaar. Is dit nie incredible nie? Want op elke kruisie is daar die evangelie. Daar is Johannes 3 vers 16 en ons e-posadres. Nou daar is 'n huis in Myanmar, in die ou Burma, wat spesifiek opgestel is om mense te help wat die dat ek nou nie die regte woord kry, bomb survivors inneem en hulle help. En daar was, ja, julle sal weet daarvan. Maar in elk geval, hulle neem hulle in en hulle help hulle om deur die trauma te werk. En die een vrou kon glad nie slaap nie en sy het baie angs as gevolg van wat gebeur het. En toe die sielkundige voorgestel, kry vir hierdie vrou 'n kruis. En toevallig het ons toe nou kruise van hier af soontoe gestuur en dit was na hulle huis toe gepos. En toe die sielkundige sê, maar kry vir hierdie vrou 'n kruis, toe op daai dag, toe is daar 'n kruisie beskikbaar van Suid-Afrika, van die bron af, en hulle kon toe vir die res van die huis vir die mense ook uitdeel. Is dit nie wonderlik nie? En daar's baie sulke getuienisse. So ons wil julle aanmoedig om aan te hou, om daai evangelie uit te dra, en nie net dit aan jou eie handsak te sit nie, ek is ook skuldig, elkeen van my handsakke het 'n kleur, maar ek deel uit ook. Goed, en dan dankie vir elkeen wat die afgelope 2 jaar deel was van ons Bybelleesplan. Well done, julle wat deurgedruk het, want dit beteken jy die Bybel nou al 2 keer deurgelees.
So ons gaan nog leesplanne beskikbaar maak, miskien 'n bietjie korter hierdie keer, dat ons almal kan byhou. Ons sê dankie vir al ons uitreike wat al plaasgevind het. Maar die rede hoekom ons dankie sê, is nie net omdat mense hard werk en diens lewer nie. Dis omdat God ons geroep het tot 'n lewendige verhouding met hom en 'n lewendige verhouding met sy liggaam. En dit is wat ons harte motiveer om betrokke te raak. In die eerste plek is ons liefde vir hom. En dit is wat ons dryf en dit is wat maak dat ons doen wat ons doen, omdat ons hom lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 24. Ekskuus, ek praat so vinnig want die mense wat baie kan praat sit nog hierdie kant van my en hulle moet ook nog allemaal weer kry. Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie, soos party die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Dis nie julle nie hoor, dis nie julle nie, dis die ander mense. Kom ons moedig mekaar aan. Nou hierdie gedeelte gaan oor meer as net kerkbywoning. Dit gaan oor 'n liggaam, dit gaan oor mense wat lief is vir mekaar, wat mekaar ken, wat mekaar ondersteun, wat daar is vir mekaar. Want dit is wat 'n liggaam doen. En ons is die liggaam van Christus en hy wil hê dat ons so sal funksioneer. Nou wat gebeur wanneer een deel van jou liggaam seer kry? Sê nou maar jy sny jou pinkie en die bloed spat. Gaan die res van jou liggaam, wat gaan hy doen? Wel jou oë gaan eerstens gou kyk, gats, wat is die skade? Jou ander hand gaan gou vinnig gryp en probeer om die bloed te stop. Jou mond gaan skree, help, help. En jou voete gaan gou hardloop na die noodhulpkussie of na die foon om iemand te bel om te sê, kom help my. Nou, elke deel van die liggaam reageer wanneer een deel seer kry. Want elke deel verstaan, ons behoort aan mekaar. Nou, dan help die dan dat die toon sê, ag Pinkie, ek gaan nie vir jou help nie, want jy hou jouself altyd so upstairs bo my. So vergeet dit, jy's op jou eie. Nee, dis nie hoe 'n liggaam werk nie. 'n Liggaam werk saam. Totdat daar genesing en herstel plaasvind. En so vertrou ons die Heilige Gees dat ons as die bron, en ons is reeds al so baie so, maar dat ons nog meer so sal begin operate as 'n gemeente. Dat ons daar sal wees vir mekaar sal dien en so baie eer aan die Here se naam sal bring. Want die waarheid is, 'n mens beleef nooit die volle lewe van 'n liggaam as jy net Sondag kerk toe kom nie. Jy moet betrokke raak, jy moet deel word. Dan is dit wanneer die liggaam se krag na jou toe begin vloei. Dit is wanneer jy iemand bemoedig, wanneer jy saam dien, wanneer jy begin saam bid, wanneer jy daai vrug sien op jou gebede, wanneer jy jou gawes en talente gebruik, wanneer jy betrokken raak van bywoning na betrokkenheid. Dis daar waar die groei gebeur en waar die geestelike familie gevorm word en waar die lewe van Christus sigbaar word. Nou ons het reg aan die begin van ons bediening in 1990 het die Here bonatuurlik vir Gary Amerika toegevat met geld wat ons nie gehad het nie en kontakte wat ons nog minder gehad het. Maar die Here het vir ons daar 'n profetiese woord gegee wat die riglyn was vir ons lewe en ons bediening vorentoe. En onder andere het die Here daar gesê, you will see many supernatural things in your ministry, but it will not be a carnival sideshow or an advertisement billboard, but something that will bear fruit, and fruit that will last. En dit is in die rigting wat ons nog meer wil beweeg. En ons het al baie van die bonatuurlike gesien, en ons gaan nog baie van die bonatuurlike sien. Maar wat is meer bonatuurlik as 'n veranderde hart? 'n sondaar wat gered word van 'n ewigheid sonder God. Wat is meer van 'n wonderwerk as dit? Mense wat Jesus dien en liefhet met hulle alles. Mense wat vrug dra. En wat se vrug bly staan. Maak nie saak wat die seisoen is nie. Of dit herfs is, of dit sneeu, of dit ys, of dit haal, of dit storm, en of die son skyn. Hulle wortels bly staan en hulle hou aan vrug dra, want hulle wortels is diep gewortel in die woord en in Christus en in die liggaam van Christus. That is what is supernatural. Goed, en nou gaan Justine vir ons 'n bietjie verder gaan met die tema, dankie. Yes, so ek share 'n bietjie met julle passie, purpose en commission. So dit is die slogans van ons 3 ministries by GenNext. Ons Fire Kids is passie vir Jesus, Invasion Youth is equipped for purpose en Kingdom Culture is crowned for commission. So voordat ek
oor my tyd weer gaan, soos eerste diens, gaan ek probeer by my notas hou. So ek wil graag 'n kort getuienis uit my eie lewe uit met julle share. En ja, vir jou ook sommer vra, wanneer jou passie, jou purpose en jou commission verlore gaan, is dit 'n verskriklike ding om te beleef. En saam met dit, voel jy sommer jou identiteit word ook weggevat. So net na lockdown het ons as 'n gesin COVID gekry en ek was verskriklik siek gewees. En pretty much om my lewe te red, het ek op medikasie gegaan, spesifieke medikasie. En daai medikasie het my toe verskriklik siek gemaak. Ons het eers omtrent 'n jaar later uitgevind ek was allergies vir daai medikasie. En dit is toe waar my 3 jaar se hel begin het. Ek is gediagnoseer met omtrent 4 of 5 mental health illnesses. En dit is alles neeweffekte van medikasie wat die ander ding try fix het en die ding try fix het en daai ding try fix het. So jy kan my niks vertel van kom ek sê vir jou al my diagnosis. Post-COVID psychosis, want hulle het nie geweet wat met my aangaan nie, so toe is dit sommer 'n nuwe een. Bipolar, major depressive disorder, anxiety, paranoia, insomnia, en die lys gaan aan. Hulle kon nie uitvind wat fout is met my nie. Fisies, geestelik en emosioneel het my passie, my purpose en my commission het ek verloor. Ek kon dit nie meer sien nie, ek kon dit nie meer voel nie en ek kon nie meer daarin loop nie. En tog het die wêreld nie stil gestaan en vir my gewag om by te kom nie. Die kerk het nie stil gestaan nie en Firekids verseker ook nie. Die Here het my op 'n baie rou en vulnerable plek gebring. 'n Plek waar alles weggestroop is. Wat ek gedink het, wie ek is en wat ek weet. Alles wat ek gedink het, my passie is, alles wat ek gedink het, my purpose is, alles wat ek gedink het en wat ek gebruik het om my commission uit te leef as 'n Christen. En dit het my met hierdie vraag gelos in daai 3 jaar. As ek niks in my lewe weer vir God kan doen nie, wat is my purpose? As ek nie kan werk nie, as ek nie kan dien nie, as ek nie my persoonlikheid kan uitleef en kreatief en energiek en spontaan en extroverties kan wees nie, wie is ek? Wat is my identiteit dan? So toe vra die Here vir my eendag, sal dit vir jou genoeg wees, Justine, om net my kind te wees? Om net vir my lief te wees en niks anders nie? Maar ek besef toe met groot hartseer in my hart, ek sal nooit vir die Here kan lief wees soos wat hy verdien om lief te gewees het nie. In daai 3 jaar het ek besef ek is nie 'n goeie mens nie. Ek het besef met hoeveel sonde in my lewe is, dinge wat die Here kom highlight het, wat ons almal dink, nee, ons is veilig, ons is gebore in 'n Christenhuis, groot geword in die kerk, daar is soveel lyne wat reggetrek moet word. Ek kan niks uit my eie krag uitdoen nie. En vir baie jare het ek gedink ek's baie oulik. En ek's 'n goeie mens en ek is so lief vir die Here. En in daai 3 jaar, ek kon vir hom niks gee nie. Ek kon nie meer roem om te sê, wel ten minste is ek nog lief vir God nie. Want ek was baie naby om te sê, ek weet nie meer of U bestaan nie. Want ek roep en ek roep en ek roep en niks verander nie. My familie sien, hoe gaan ek agteruit? So vir 3 jaar het ek al my energie gebruik om aan die lewe te bly. Om selfmoordgedagtes te veg. En daar was net nie genoeg energie oor vir enigiets anders nie. Maar net daartoe besef ek, my identiteit is nie dat ek vir God lief is nie. My identiteit is dat hy vir my lief is. My identiteit is dat ek sy kind is. En toe moet ek myself vra, is dit genoeg? Is dit genoeg om vir my vervulling in my lewe te gee, of soek ek nog iets? Is dit vir my genoeg, net omdat hy vir my lief is, en omdat ek aan hom behoort? Of het ek nog iets nodig, om my passie aan te wakker, om my identiteit te bou, om vir my purpose te laat voel in die lewe, om my uit te stuur om iets te gaan doen? So nadat alles afgebreek was, wat vir my gevoel het soos 'n demolition,
vir 3 jaar, is ek so dankbaar om vandag te getuig, dat die Here my totaal kom genees het en kom vrymaak het. Hy het my gedagtes en my worldview kom renovate. Want ek het besef, sonder Jesus kan ek letterlik niks doen nie. Dit is deur sy genade en sy werke dat ek gered is. Dit is deur sy liefde dat ek 'n kind van hom geword het. En uit daardie plek het ek 'n nuwe passie ontdek. My doel in die lewe is nie meer om enigiets te bou of enigiets te bereik nie. My doel in die lewe is, Jesus help my om getrou te bly aan U tot die dag wat ek saam met U in die hemel is. Maar nou weet ek ook, hoe waar is die vers? In 2 Timotheus 2 vers 13, when we are unfaithful, He remains faithful. Ek kan nie eers getrou bly aan Jesus, ek kry dit nie reg in my eie krag nie. So toe Jesus gesê het, sonder my kan julle niks doen nie, was dit nie 'n nice thing to say nie, dit was nie figuurlik nie, dit was letterlik. Vir die wat al gesukkel het met insomnia, jy kan nie aan die slaap raak, as Jesus jou nie help nie. Geen pilletjie werk nie, sorry guys. Nee, daar is goeders wat jou help, maar ek het net besef, even 'n basiese human basic necessity to sleep, is iets wat ek vir weke, as dit nie maande is, nie kon regkry nie. So, my passie is wakker, dit het my purpose gegee, om God lief te hê, om my lewe aan hom toe te wy, om my alles vir hom te gee, en om almal om my van hom te vertel. En dis waar die commission nou inkom. So, hy het sy alles vir my gegee, hy het sy alles vir jou gegee. Hoe kan ons nie ons alles vir hom gee nie? Hoe kan ons nog iets terughou? Hy het reeds al die werk gedoen, hy vat die pressure van jou af, dat jy moet perform, dat jy moet faithful wees, dat jy dit moet regkry. Dis hoekom hy alles kom doen net vir ons. Jy moet net glo hy het dit vir jou gedoen. So, hy is alles. Ek skiep gou net voort. En sonder hom kan ons niks doen nie. Daarom is ek vandag weer opgewonde met nuwe passie, nuwe purpose en 'n nuwe commission om te leef. Want Jesus se opdrag is eenvoudig. Gaan en maak disippels. Dis waarvoor hy elkeen van ons geroep het. So as ons dit nie doen nie, raak ons verbruikers. Vra vir jouself, lees jy die Bybel want jy wil beter voel? Lees jy die Bybel want jy het comfort nodig? Lees jy die Bybel want jy gaan deur 'n moeilike tyd, jy het net 'n bietjie rigting nodig? Of lees jy die Bybel want jy wil God beter leer ken? Kan julle sien hoe selfsugtig is ons tot in ons binneste? Ons is 'n Christen vir die benefits wat ons kry daaruit. En nie omdat ons hom liefhet en hom beter wil leer ken nie. So, 'n verbruiker lees Bybel vir wat hy kry. Hy gaan kerk toe vir wat hy kry. 'n Disipel vra, waar kan ek dien? Waar kan ek gee? Hoe kan ek my gawes gebruik? Hoe kan ek my tyd gee? Hoe kan ek die wysheid wat God in my belê het in sy liggaam inbou? En dis presies waarvoor die bron opgewonde is, nie net as individue nie, maar as gemeente moving forward. Ons het hierdie mindset verander en ons hoop dat jy saam met ons hierdie journey vorentoe stap. Ons wil nie net meer verbruikers wees in God se koninkryk nie. Ons wil disippels wees. Mag ek nog een sin sê? Sorry dad. Daar het baie mense my gevra hoe het ek uit my gat uitgekom. Na 2 jaar van glad nie God se stem hoor nie, die eerste ding wat ek weer hoor, lees jou Bybel. En ek het weer begin, hoofstuk vir hoofstuk, boek vir boek, dag vir dag. En as dit nie vir die woord was nie, het ek nie 'n manier gehad om te connect met my God nie. En na 'n jaar se Bybelleesplan, het ek weer begin connected voel aan God. So, as die manier hoe jy met God connect nie meer werk nie, as gevolg van mental health, as gevolg van siekte, as gevolg van medikasie. Een van die medikasies wat ek op was, het 'n dokter later gesê, o ja, daai een maak mense geestelik dood. Oh well, gee, thanks. Okay, so, as jou connection fail, find another way. Lees jou Bybel.
Very good. Very good. Ek wil ons gou 'n bietjie gesels oor. Die Bybel sê die geestelik het ewenwel nie eers gekom nie, maar eers die natuurlik, daarna die geestelik. Ons liggame is letterlik opgemaak van triljoene selle. Elke orgaan het 'n unieke sel, die hart, die brein, die been, die beenmerg, die senuwee, alles. Almal van hulle het 'n naam. Maar wanneer daai orgaan begin skade kry, of hy begin breek, of hy funksioneer nie soos hy behoort nie, is daar 'n ander klomp selle in ons liggame wat neutraal is, wat nie eens 'n identiteit het nie. Dit noem stemcells. En die doel van 'n stemsel is dat wanneer hy sien en hy hoor dat die hart se klep werk nie, hierdie nier werk nie, hierdie senuwee werk nie, dan gaan daai stemselle na daai gebroke orgaan toe, en die moment dit ingaan om te help om te restoreer, word hulle almal dieselfde selle van dit wat hulle probeer restoreer. Dit word weer selle van niere, van harte, van beenmerg. En God is net briljant. Eers die natuurlik, daarna die geestelik. So wat gebeur daarmee? Ons het oor die 200 verskillende liggaamscelle. Elkeen het sy eie DNA. Elkeen. Maar elkeen het ook 'n spesifieke, doelgerigte doel in ons liggaam. Toe toeskouers na bedienaars. Hoeveel mense het nog nie eens hulle doel, hulle skepingsdoel, op aarde gevind? Ons gaan kerk toe, ons doen al die goed wat reg is. Maar hier is die ding, die Bybel sê, dat die Heilige Gees het elke liewe Christen 'n gawe gegee, toegerus, bekwaam, met 'n gawe, met 'n roeping. Dat ek en jy kan iemand waar hulle tekort kom, ook kan gaan bedien. Wat my dan baie geseën het, is dat, it's going to take so long. I'll skip that one now. Ja. 1 Petrus 4:10. God het aan elke een van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet ons mekaar dien, sodat God se ryk genade deur ons aan mekaar kan deurvloei. Romeine 12:6 sê ons het gawes wat aan mekaar verskil, volgens die genadevergang tot elkeen wat aan ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. En dan het ek die laaste paar dae met die koue groot kaggelvuur gemaak. Maar ek is iemand wat nie 1 of 2 houtjies kan opsit nie. Ek gaan sit 'n hele boom daarop. En groot dik stukke. Val van Namibië. En ek pak daai kaggel dat daar's nie 'n plek vir vuur nie. Dan gaan ek en my vrou Kaap toe en ons gaan kuier en ons kom terug en waaragtig. Al wat daar is 'n berg van as. En ek kom agter, as die Afrikaners sê, ek sit in sak en as. Maar iemand het my geskenk 'n blaasbal. 'n Blaasbal. En ek vat dit en ek maak so dat die lig oor die kolle gaan. Wat gebeur het? Ek het die as verskuif. Maar dieselfde proses om 'n vuur het een kwaliteit wat hy goed kan doen. Hy kan homself uitbrand. God initieer die vuur, die entoesiasme, die opgewondenheid, die toegewydheid, die passievolheid in ons. Hy initieer die vuur. Maar daarna is dit ons plig en verantwoordelik en ons voorreg om die vuur in ons te laat opkikker, om te wakker te maak. The Bible says, fan into flame. Fan into flame, the fire that God's put in your heart. So dit is ons verantwoordelikheid. Maar toe ek sien dat ek daai blaasbal gebruik, ewe skielik die punte van die kole begin weer so klein gloei. En hoe meer ek suurstof op dit gedoen het en die as is verwyder, die kole langs mekaar het van mekaar begin energie ontvang. Het begin hitte, warmte aan mekaar. Toe gloei hulle. Dan kan ek maar klein stukkies hout weer opsit en ewe skielik is dit weer daar en dan kan ons weer braai in die kaggel. En ek wil agterkom dat God wil hê
dat as jy nie besef wat jou roeping, jou doel, jou gawes is nie. Daar's nie 'n kind van God wat God nie toegerus het met 'n gawe, met 'n doel, en alles jy net 'n stemsel. As jy sien wat iemand is seker, gaan na daai persoon toe. Maak moeite met daai persone, bedien daai persone deur Christus wat deur jou hulle bedien. En ek wil eindig met hierdie ding. In 1 Johannes 1 vers 7 sê dit, wanneer ons in die lig wandel, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, die Seun van God, vergewe ons al ons sonde, en delg dit uit. Daar's 2 goed wat hier gebeur. 1, die bloed van Christus maak jou 'n nuwe skepping. Die bloed van Christus verwyder jou sonde, en jy is weer splinternuut, en jy is so wit soos sneeu. Die ander ding is, wanneer ons as lidmate mekaar vind, die wat vir siekes wil bid, die wat intercessors wil doen, so begin e-mails stuur na info@die-bron, en sê, ek wil miskien hier betrokke raak as 'n helper, hier wil ek begin mense to counsel them, hier wil ek begin om in te tree, hier wil ek begin straatwerk doen. Laat ons weet, as julle mekaar soek, jy sien, ek glo, dat wanneer die liggaam mekaar vind, gaan die wêreld God in ons vind, deur sy goedheid. Dankie. En nou soos Bella gesê het, sê bietjie prys die Here. Ek het lekker gelag. Ons het dit nie gesien nie, maar dit was nice. So, die laaste paar maande het ons 'n bietjie gaan kyk in die skrif, en ons het gesien wat is en hoe lyk 'n effektiewe kerk, en dit het ons harte geroer, en ek is seker, wel die terugvoer wys dat daar is soveel van julle wat ook, die Here het julle harte geroer, en daar is 'n paar dinge wat weer in plek moes kom, en ons kyk bietjie terug na daai 7 gemeentes, en Jesus het nie gaan kyk na hoe groot die bywonings op Sondag was, of hoeveel programme daar was nie. Hy het ook nie gaan kyk na, hoe dynamisch die footprint of dit of dat in die plek was, want hulle was groot gemeentes gewees. Maar die Here het gekyk na die oorgawe, hy het gekyk na die toewyding, hy het gekyk na die motief van elke disipel in daardie plek. En dit het sy hart geroer, die mense se liefde vir God, en hy vra nog steeds, daai vra vandag nog, en hy vra nog steeds, hy sê, het julle my eerste lief, hou julle vas aan my woord, leef julle heilig, volhard julle onder druk, en is ek die middelpunt van jou lewe, en is ek die middelpunt van jou kerk. En ek dink daardie is die vraag wat my hart definitief getrek het, en ek dink dit is presies wat die Here gedoen het die afgelope paar jaar in ons gemeente, waar die fokus het verander, en God het ons voorberei, want sien, ek dink die Here roep ons nie om 'n groter gemeente te wees noodwendig nie, ek dink die Here roep ons op 'n plek waar ons in dieper verhouding met hom staan. En so alles gaan oor dieper wees saam met die Here. Want die kerk is geroep om mense voor te berei vir hulle ewigheid. En ons dink baie keer as ons kyk na, en ons is 'n familiegemeente, ons is 'n familie of 'n gemeente wat ingestel is op kinders, want ons is geneig om te sê, weet jy, die kinders sal eendag die kerk wees. Hulle sal klaar deel van die kerk. Nie eendag nie. Van uitstel kom afstel. Hulle moet nou al deel van die kerk wees. En dit is hoekom dit vir ons 'n prioriteit is, en dit is hoekom ons ruimte skep, selfs by 'n Sondagoggend, wat 'n erediens is, en vir party mense is dit miskien bietjie irriterend, ag, die kindertjies is al weer so. Hey, hulle is al deel van die kerk. En ons visie en ons fokus het geskuif, waar ons hierdie ouens akkommodeer en intrek, sodat hulle kan vrygelaat word in die passie en aanbidding wat op hulle harte is. Maar ek en jy, ons is geroep in die diep spore van Jesus Christus te stap en te wandel. En ons begeerte is dat ek en jy, solank as wat ons deel van hierdie gemeente is, dat ons op 'n plek kom waar ons onmiskenbaar meer soos Christus sal wees, as wat mense ons onthou het vir wie ons was. En dit beteken dat ons geleer het hoe om God lief te hê, soos wat hy lief wil hê word, nee? Sê dit heel verkeerd, maar hy wil gelief hê word op 'n manier, en ons gaan dit vir hom gee, soos wat hy dit wil hê. Ons gaan leer om sy woord te vertrou, en ons gaan gelukkig wees om dit te gehoorsaam. Ons gaan
die liggaam van Christus reg oor die wêreld, maar hierso eerste, gaan ons met 'n vrymoedigheid dien, met 'n vreugde. En ons gaan 'n gemeente wees wat die evangelie met vrymoedigheid uitleef en in die gemeenskap natuurlik en openbaar. Sien, Sondagdienste is vir ons kosbaar, maar Sondag is nie die ultimate nie. Sondag is vir ons kosbaar, want dit is die plek waar familie by mekaar kom om God saam te aanbid. Dit is waar ons onder sy woord sit en deur sy gees versterk word. Maar dit is die beginpunt van die mandaat wat God vir ons gegee het, wat maandag begin. Maandag is ons in 'n wêreld wat korrup is en donker is, en dit is daar waar ons gaan beweeg van 'n Sondag gefokus na 'n weeklikse geloofslewe, waar ons impak maak vir ons koning in sy koninkryk. En dit beteken dat hierdie gemeente baie ernstiger gaan raak oor ons kinders, om hulle te leer dat van kleins af, dat Gees het die woord geskryf, die Heilige Gees het die skrif aan ons kom openbaar deur mense, en dat die skrif het gesag oor elke gelowige, waar tieners nie net emosioneel aangeraak word nie, maar dat hulle in 'n diep oortuiging stap en wandel, dat Christus is die enigste weg, daar is nie 'n ander weg nie, waar jong mense en jong volwasse ouens so toegerus word, dat in die werksplek hulle roeping met lof kan uitleef, waar gesinne kan saamgroei. Ek sê in die eerste diens, ons het bietjie van 'n probleem. Hier is meer vrouens in die gemeente as mans. En so dit wys vir jou die konflik wat in ons gemeenskappe is. Daar is minder mans betrokke by kerk as vrouens. En so ons het werk om te doen, maar ons soek gesinne wat saam kan groei en saam kan staan, waar 'n plek waar gebed is deel van ons asem. Dit is ons prioriteit. En natuurlik die evangelie word nie net gehoor nie, dit word toegepas, uitgeleef en gehoorsaam elke dag. Paulus sê in Kolossense 1 vers 28 sê die volgende, hy sê, hom verkondig ons deurdat ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat elke mens volmaak in Christus kan stel. En dit is presies wat ons roeping beskryf, is dat ons Christus gaan verkondig, dat ons lewens gaan neerlê, dat ons mense gaan toerus, dat ons mense gaan vorm om disippels van Christus te wees, en dat ons ingestel is, die goal is volwassenheid in ons geloof. En wanneer mense praat van die bron, moet hulle nie net verwys nie, ek sien nou die videoetjie verwys die hele tyd na die lekker worship en die lekker musiek en die lekker, maar dit is nie ons begeerte nie, ek dink ons begeerte het geskuif, alhoewel die preke, die aanbidding, die bedieninge, die vriendelikheid, die bedagsaamheid van ons, al ons volonteërs en die familiegevoel wat almal het wanneer hulle hier instap, daardie goeders is vir ons belangrik, en ons wil God in uitnemendheid aanbid, en alles moet uitstekend wees, maar ek dink een ding wat vir my uitgestaan het die laaste paar jaar, wat ek oor gebid het, en waaroor ek droom is dat wanneer mense na die bron verwys, en na my en jou verwys, dan verwys hulle na 'n gemeente waar Christus werklik sentraal is, 'n gemeente waar die woord van God met oortuiging en liefde verkondig word, vreesloos, eerlik en opreg. Die bronne gemeente waar die Heilige Gees mense al hoe meer na sy beeld vorm en transformeer in die beeld, en 'n natuurlike gemeente waar mense familie word, waar ons mekaar ken. Ek ken jou by jou naam, jy ken my. Ons het al saam gekuier, ons het koffie saam gedrink, soveel soos wat dit moontlik is. Maar dit is wat mense van jou veronderstel is om te sê, dat jy is so woordbewus, so God gesentreerd, en dit is wat ons wil doen en bereik in hierdie tyd wat voor lê, en daarom sal ons, soos wat die tyd aangaan, sal ons meer goeders aan julle bekend maak, maar as die Here ons hierdie genade gee, as hy vir ons gee waarvoor ons vra, dan gaan hy vir ons soveel meer gee as ons ooit kon gedroom het. Want sien, dan gaan ons nie net baie mense wees wat Sondag by mekaar kom nie. Ons gaan eintlik op 'n plek kom waar ons 'n gemeente is wat getrou is, soos wat God dit wil hê. Sodat ons ook eendag daardie kosbare woorde kan hoor. Well done, good and faithful. Dit is waarna ons verlang. En so Romeine 11 vers 36 sê die volgende, en dit is die laaste stelling. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
En dit is wat ons verwag, dit is wat ons verlang, dit is waarvoor ons bid en afsonder, dit is wat ons die Here vertrou, want dit is 'n kerk wat iets gaan doen vir die koninkryk in 'n donker wêreld soos nou. Uncompromising. Nie bereid om te val onder die kultuur en die druk van die wêreld nie, maar om te staan omdat hy vir ons die krag gee, omdat hy ons inspireer en omdat hy sy lewe heel eerste neergelê het vir 'n klomp sondaars soos wat ons was. En nou is ons die geregtigheid van Christus, wat sy bruid verteenwoordig, wat sy koninkryk verteenwoordig, en ons gaan dit uitstekend doen, op 'n uitstekende manier, met baie liefde vir God en vir mense. So ek hoop julle sien uit na die volgende 15 jaar, want dit gaan amazing wees. So bly ingeskakel. Ja. En ja, en ons vertrou die Here ook, want ons het al groot geleenthede gehad, goeders wat ons nie eens gedink het met ons kan gebeur nie, het die Here vir ons gegee. Ek meen, ons was plammers, en ons is ingenieurs, en ons is bedryfsielkundiges, en een pastoor, en daar gee iemand ons 'n geleentheid om 1 miljoen mense in God se teenwoordigheid te kan lei, en soveel ander geleenthede, en ons is maar net doodgewone mense, geen professionele musikante of niks nie, en dit is die guns wat die Here vir ons gegee het, so ons vertrou die Here vir meer en meer dinge. Maar kom ons sluit ons oë, net weer eens, baie dankie dat julle ons gekies het om julle geestelike huis te wees. Ons is lief vir julle en ons is trots op julle, en onthou, as iets is wat ons vir julle kan doen, info@diebron.co.za, my ma, Rosemary, sal jou kontak, maar kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, vandag buig ons harte uit dankbaarheid voor U. Ons sê dankie vir 15 jaar van goedheid en genade en trou. Here, ons dankie dat hierdie gemeente gebou is deur elke gelowige wat hier sit, met hulle gawes, met hulle liefde vir U. En Here, U wat ons so ver gedra het en tot hierdie plek gebring het, Here, ons vra U, dat U ons sal dra vir die volgende seisoen, verder en dieper in U wil. Here, soos ons in die toekoms instap, wil ons nie net ons eie planne bou nie, maar ons wil U wil soek. Lei ons deur die woord, vul ons daagliks, ons almal, met U Gees, van die sole van ons voet tot die kroon op ons hoof, en ons vra vir wysheid, en wees groot in ons denke en ons harte, Here, sodat ons al kleiner en kleiner kan wees. En gee ons die moed om getrou te volg, en Here, U getrou te verkondig aan almal. Bewaar ons daaraan om nooit tevrede te raak met uiterlike sukses, terwyl ons harte ver van U af is nie. Mag ons U aanbid met ons lip en ons hart, met ons siel, met al ons krag. En mag ons 'n gemeente wees wat U bo alles liefhet. U woord met vreugde gehoorsaam en U naam ten alle tye verheerlik. Vorm ons al hoe meer na die beeld van Jesus Christus en laat ons kinders en ons jong mense en ons gesinne, elke lidmaat geestelik groei en volwasse word, sodat ons kan vrug dra wat U verheerlik, Vader. Maak van die bron en elke lid 'n gemeente waar Christus werklik sentraal is, waar die woord die fondasie is en waar mense familie word en waar die Gees lewens red en verander. Here, ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien, Here, maar om U te verheerlik. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. En aan U behoort die eer en die heerlikheid en die lof. Ons vra dit in die naam van die kosbare Seun Jesus Christus. Amen en amen. Baie dankie julle. Dankie, onthou julle ballonne te kom haal, asseblief, want ons nie los met al hierdie ballonne nie, vat dit saam huis toe bid vir hulle. En onthou die kuns op die verhoog is ook beskikbaar, as julle dit wil aankoop, kontak info@diebron. Dankie, geniet julle dag. Baie dankie dat jy ingeskakel het by die Bron se potgooi. Deel gerus hierdie boodskap met vriende en familie.